Goeiemôre en baie hartlik welkom weer eens by ons program Koffie met die Koning. Jy's vanoggend net so welkom om saam met ons rondom hierdie tafel te sit en vir Jesus die Koning te vereer deur ons gesprekke, deur alles wat ons doen is tot sy eer en sy verheerliking. So ons verwelkom die Koning altyd hierso. Ek is vanoggend so bly dat ek weer my gas Ilse Steenkamp weer het vanoggend. En Ilse, baie welkom. Dankie, Ipsika. Ons gaan nou sommer maar dadelik inspring want ek dink die tyd is eintlik so min, jy weet, mense het mos nou maar basies eintlik net 25 minute om alles te doen wat jy wil doen. So ja, vanoggend het ons 'n ander ding wat ons graag wil bespreek met jou. Miskien weet jy dit nie, miskien doen jy dit een keer in 'n maand by jou gemeente, maar eintlik kan dit wat ons vanoggend oor wil praat, kan jy maar elke dag doen, tot eer en verheerliking van die Here Jesus Christus. So vanoggend wil ek eers begin deur ietsie te lees, wat ek dink vir my baie belangrik is, en ek lees uit my boekie, I Hear His Whisper. Dit is vir my 'n vreeslike oulike boekie hierdie, en hier is ons baie keer sulke wonderlike brokstukke wat ek nodig het om te lees. En ek gaan hierso lees uit, daar's nou nie 'n hoofstuk wat ek kan noem nie, maar kom ons sê maar, hy sê, I am the God of the new. When you see me moving forward, it's time for you to move on too. Old ways of doing things will not suffice. They won't work in this new season. I'm passing out fresh blueprints. There's a fresh new fragrance in the air. Step into this new territory. You've never been down this road before, but I have. I've gone before you and I've mapped out it all for you. I have prepared the way for you. And dis my wonderlik, and he says, and you will walk beside me and he will walk beside you. I say, my plan for you is more beautiful than the loftiest imagination. Dit is vir my so wonderlik om te dink. Dit wat hy vir ons beplan het is so wonderbaarlik. My voice will lead you forward into beautiful and more spacious horizons. I have equipped you. I'm launching you into a greater glory realm, to know and to be known by me. In knowing me, you will find your greatest peace and your greatest hope to move forward. For in the place you will encounter my heart and be kept safe. So don't be afraid to try new endeavors and to leave things that have run their full course. For my holy anointing is moving from what once was to what is ready to be. Die skrifgie wat ek daarby gee is 2 Korintiërs 5 vers 7. If anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order has vanished. Behold, everything is fresh and new. 2 Korintiërs 5 vers 17. Ek wil net graag vanoggend sommer begin deur te praat oor die nuwe ding wat God in ons lewe doen. Toe Jesus Christus gekom het na die aarde, toe het God 'n nuwe ding gedoen. Hy het 'n Nuwe Testament geskryf. En Ilse, dis vir my so lekker om saam met jou vanoggend by hierdie tafel van die Here te kom sit, want ek het net gedink ons moet vanoggend sommer net saam brood breek en dit wat jy in jou hart ervaar, om dit net met ons kykers te deel. Want daar's baie mense buitekant, hulle sê hulle is gelowig, maar gelowig, ek weet nie altyd wat beteken dit om gelowig te wees nie. Is ek nou waarlik wedergebore? Verstaan ek wat die bloed vir my beteken het, of verstaan ek dit nie? Kan jy 'n bietjie uitbrei, hoe sien jy Jesus en wedergeboorte vir jouself? Weet jy wat, as ons gaan kyk wat die woord sê, dis nou baie interessant, jy praat oor wedergeboorte. David Pawson het 'n reeks, The Normal Christian Birth, wat dit baie mooi beskrywe. En hy sê altyd, die Here het vir hom gesê, as hy wil gaan kyk hoe die mense regtig tot wedergeboorte gekom het, moet hy in Handelinge gaan lees. Okay. Want in Handelinge is dit die enigste plek waar Vader, Seun en Heilige Gees betrokke was.
En daar het daar 4 goed met mense gebeur. Hy noem dit RBBR. En die eerste een staan vir repentance. Ja. Wat 'n mens regtig waar op 'n plek kom wat jy besef, maar dit is ek, dit is my sonde, dit is Ilse se sonde en verkeerde keuses wat gemaak het dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ja. Hy het vir my gesterf. Ja. En so you repent of your sins. Die tweede ding wat hy praat is, en dan sê ek, I believe he is the Son of God. Ja. Ek glo hy is die ware seun van God. Ja. En die derde ding wat dan gebeur het in Handelinge is RBB, belief, die derde een is, hulle het vir hulle na water toe gevat. En hulle het vir hulle gaan doop. Baie keer sien hom in die see of waar daar water is, want jy sien die doop is mos eintlik ons begrafnis. Ja. Soos in Romeine 6 wat ons ou lewe neerlê Ja. en ons staan op in 'n nuwe lewe. En die laaste R staan vir receive the Holy Spirit. So hulle, die disippels, het hulle hande op die mense gelê en hulle is bekragtig en Jesus het self gesê, ek gaan julle doop met my Heilige Gees en met my vuur. So dit is hoe hulle tot ware wedergeboorte gekom het en dan was hulle toegerus om self te gaan bedien. Ja. So en dit is mos 'n geestelike geboorte. En in hierdie proses raak die rol wat ons speel al hoe kleiner en God se rol raak al hoe groter. Ja, Want as ons repent, is dit iets wat ons doen. Wanneer ons sê ons belief, dan kom die Here en hy kom plaas sy gees in ons. So hy doen al hoe meer. Ja. Onder die water is eintlik 'n fisiese aksie wat ons doen, maar onder daai water gebeur daar geweldige goed in die geesteswêreld. Ja. En as ons daar opkom, is ons 'n nuwe creation en dan om gedoop te word met Heilige Gees is iets wat net die Here kan doen. Ja. Dan ontvang ons net. Dis die So, supernatural. Dit is die supernatural dan. So Ja. en hy gee vir ons gawes so en daar waar Nikodemus na Jesus toe gegaan het in Johannes 3, wat hy sê, maar wat moet ek doen? Het Jesus van 'n geestelike geboorte gepraat. Ja. En al daai 4 saam is eintlik deel van 'n geestelike geboorte. Party van ons het lang geboortes en Ja. ander van ons is bevoorreg dat dit alles so naby mekaar gebeur het. Ja. So met ander woorde, jy sê eintlik, toe Jesus gesê het, jy weet, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. So bedoel dit nou, gedoop, bedoel tog nie net dat ons 3 druppels water op ons kop kry nie. Nee, as ons gaan kyk na die woordjie doop, dit beteken baptizo, wat beteken to dip. Ja. En ondergedompeld dit is te baie interessant. Hulle het eintlik vir Johannes die Doper John the Plunger genoem. O ja. Maar hulle het besef hulle kan dit mos nou nie so in die Bybel vertaal nie. Ja. So ja, nee, dit is wat die ware betekenis van Ja, dit en jy is. het eintlik gesê eintlik is dit nou die afwassing van sonde, maar dis eintlik jou begrafnis van jou ou lewe. Ja. En dan gaan jy werklik waar eers die nuwe lewe in, né? Ja, dit is so. So, en dan in Handelinge nou die uitstorting van die Heilige Gees wat so kragtig was. Dit is hoekom mense jou wedergeboorte het eintlik niks met jou fisiese ouderdom te doen nie. Ja. Mens kan 50 jaar oud wees en tot wedergeboorte kom, maar Ja. dan is jy 'n geestelike baba en dan begin 'n mens groei. Mens kan kindertjies kry van 10 jaar oud wat geestelik volwasse is, Ja. want hulle dien die Here van 'n klein tyd af. So Ja. maar die Here loop met elkeen van ons se pad en hy ontmoet elkeen van ons presies daar waar ons is. Ja. Ja. En dit is eintlik baie wonderlik wat jy nou daar sê, die Here ontmoet ons elkeen waar ons is. Want ek kry baie keer so dat mense dan sê hulle, ja, maar kyk hoe lyk jy en ek is maar net hier onder en ek is nou eintlik niks nie en al die tipe van goeters en dan sê ek maar hoor jy weet nie eers waarvandaan ek kom nie, jy weet nie eers die lang pad wat ek nou al met die Here stap nie. So as daar 'n bemoediging is wat jy vir oggend vir jou audience gaan gee, wat sal jy dan vir hulle sê? Jy moet nou 'n outreach doen vir oggend, want jy moet nou vir hulle sê wat sê die woord. Weet jy,
jy wat vanoggend kyk, ek wil vir jou sê, jy is wie die woord sê, jy is. Amen. Amen. Toe Jesus in Johannes 17 gebid het, het hy vir die Vader gevra, dat hy sy disippels sal een maak met Abba Vader, net soos wat hy een was met God. Ja. En dan sê hy, en dan bid ek vir almal wat nog kom, dat hulle sal een wees met my, soos wat ek een is met u Here, en dat u glorie deur hulle sal skyn. En ek wil nou persoonlik raak, en ek wil vandag vir jou sê, en my gebed vir jou is dat die Here se glorie ook deur jou sal skyn. Ja, amen. Net soos wat dit deur Jesus geskyn het, want jy is goed genoeg. Jy is. So, en dat jy sal besef, dat die koning van alle konings lewe in jou. Jy is die tempel van die Gees van God. So waarvoor is ons dan bang? Ons kan in sy volheid lewe, maar ons kies hoe na ons aan hom lewe. Dit is soos 'n huwelik. Ja. In 'n huwelik kies jy mos hoe na aan mekaar mens wil lewe. Ja, Dit is presies. dieselfde soos 'n verhouding met die Here. En om die Here te dien is seker een van die wonderlikste avonture van jou hele lewe, waarop jy ooit sal gaan. Ja. So ja. Ja, dis wonderlik. So met ander woorde, jy wat nou kyk vir oggend en miskien onseker is van, is ek op pad na Jesus toe of gaan ek dit maak? Daar's party mense wat sê, I will never make it. Ek sal dit nie maak nie, want my sonde is te groot. Maar die woord sê, daar's geen sonde groter, die een is nie groter as die ander een, en nie as die klein sondetjie en groot sonde, die sonde is sonde. En vir daai sonde is daar net een ding wat kan help, en dit is om Jesus Christus te erken as die Seun van God, en dan om ook sy dood te herdenk deur die nagmaaltafel. En jy weet, die woord sê dan ook, ek gaan dit in Engels sê, as often as you come together, do it unto him. Nou, baie van ons gemeentes sê, nee, dit is te veel moeite, ons gaan dit net 1 keer in 'n maand doen, of doen dit net 3 keer in 'n jaar. Maar ek dink dit is 'n jammerte, want daar is werklik krag in die bloed van die lam. Ja. En jy weet, as ons hierso kyk in die boek van Exodus 12, dan kan jy daar lees, die bloed is belangrik, die bloed van Jesus. Volgens Exodus 12 vers 13, hy sê die bloed is 'n teken vir julle in die huise waar julle is. Maar hoe kan ek aanspraak maak op die bloed, as ek nog nie die ene wat sy bloed gestort het, ontmoet het in my lewe nie? Ons wil dit van die begin af die regte pad doen. So met ander woorde, as jy nou vir iemand moet sê, hoe moet hy bid om Jesus in sy hart in te neem? Hoe moet hy bid? Moet hy sy sonde bely? Hoe moet hy dit doen? Weet jy, ek sê altyd om die Here te dien is nie moeilik nie. So as jy vandag kyk en jy het 'n begeerte in jou hart om 'n kind van die Here te word, weet jy wat, sê vir hom, Here, ek besef vandag dat ek is dalk nie gered nie, of ek is bang om dood te gaan, ek weet nie waarheen ek gaan as ek sterf nie, maar Here, ek erken vandag, U is die Seun van God. Here, ek erken vandag, U het vir al my sondes, vir al my siektes, vir al my smarte, my skandes en my skuldgevoelens Ja. aan daai kruis gesterwe. Here, kom ek vandag en ek wil vandag my lewe vir U gee. Ek vra vandag dat U my naam op U hand sal graveer, in die boek van die Amen. lewe sal skrywe, en wil U vandag vir my kom red. Dan is jy sy kind. Dit is so eenvoudig soos Ja. wat dit is. Ja, Maar wees dan gehoorsaam. En Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld gegee. Laat jou doop en laat mense vir jou die hande oplê, sodat jy kan gevul word met die krag van Heilige Gees. En Heilige Gees is 'n persoon. Hy is die Ja. belangrikste persoon op hierdie hele aarde. ja. 'n Mens kan hom voel, jy kan met hom praat, want 'n mens se geesmens, net soos jou fisiese lyf, het jou geesmens ook ore, Ja. jy het geestesoë, jy kan voel in die gees, jy
dit is net 'n ander liggaam, maar in 'n ander dimensie wil ek amper sê, as ek dit nou so kan Ja, stel. Ek wil dit ja. nou nie ingewikkeld maak nie. Maar wat ek vandag vir jou wil sê, is dat die Here kom en hy gaan jou hand vat, en hy gaan vir jou wys wat jy moet doen, en hy gaan vir jou skrifte laat lees wat skielik gaan lewendig raak voor jou, want dit is wat hy doen. En hy het net die allermooiste vir jou in gedagte, en jy is geroep om sy ambassadeur op aarde te wees, en dit is waaroor dit gaan, en ook om in 'n liefdesverhouding met hom te lewe. Ja, so dit is nou alles te baie mooi gestel, en ek dink dit is eenvoudig gesê, en vir jou is dit nie moeilik om dit te kan aanvaar nie, en as jy 'n vriend of 'n vriendin het aan buitekant, of selfs jou kinders, Ilse sê dat sy op 7-jarige ouderdom die Here Jesus in haar hart ontvang het, dan is dit nie vir jou moeilik om vir jou kinders ook na die Here te lei nie, al is hulle hoe jonk. Leer hulle van kleins af oor wie Jesus is vir jou. Dit is te sê, as jy wel 'n verhouding met Christus het, en natuurlik, die pad is natuurlik nie altyd so maklik nie, maar by God is alle dinge moontlik. En eventueel, al gaan ons dan ook deur donker dale, partykeer, dan weet ons verseker dat ook in daardie dale sal God met ons wees. Hy sê, ek sal jou nooit verlaat en ek sal jou nooit versaak nie. Kyk, daar's tye wanneer ek gedink het, waar's die Here nou? Hoekom kon hy nie vir my deur nie? Maar God toets ons ook in ons geloof. Is ons nog steeds bereid om te glo, as hy nie oombliklik doen wat ons wil hê hy moet doen nie. Ekskuus tog, veral in siekte, wanneer ons vir iemand bid, of ons bid vir onsself, en ons wil hê die Here moet ons genees. Ek soek altyd die God van wonderwerke, omdat ek baie wonderwerke beleef het, maar dit is nie altyd so nie. Daar's tye wanneer hy so stil is, dat jy dink, hoorie, is ek nog met die Here in kontak? En eintlik, ja, hy is daar, maar partykeer moet ons stil raak, sodat hy kan praat. En ons het so baie klagtes, en so baie dinge wat ons vir die Here wil sê, en wil vir hom sê, hoe hy dit vir ons moet doen, en alles, en dit werk nie altyd so nie. God wil dit graag op sy manier doen. So, vandag kan jy vir hom 'n kans gee, om in te kom in jou lewe. En jy kan jou lewe neerlê, maar ons wil vanoggend sommer net saam sit, en ook, ek het nou 'n baie oulike geskenk van iemand persent gekry, wat hulle gemaak het, waarin ons die nagmaal kan gebruik, en so, ons wil baie graag vanoggend sommer net ook vir jou wys, hoe ons baie maklik die nagmaal kan gebruik, want jy kan gewoon net 'n ou stukkie brood vat, en 'n bietjie druiwesap, as jy dan wil, en as jy nie druiwesap het nie, vat water. God het water in wyn verander, so, dit maak nie saak nie, al het jy net water, want party mense het net nie die finansiële vermoë om te sê, en ek moet nou gaan brood koop, en dit moet so 'n tipe brood wees, of ek moet gaan druiwesap koop, en ek kan dit nie bekostig, en daarom gaan ek dit nie doen nie. Is nie so nie. Vat water. Baie keer, wat ek in my hand het, vat ek en sê, Here, dit is u liggaam. So, ek wil graag sê, ons is nou baie naby aan die tyd van die Paase, en voordat Jesus na die kruis toe gegaan het, het hy eers saam met sy disippels gesit, daar in die tuin van Getsemane, en hy het vir hulle gesê, luister, daar was groot dinge vir my, en moeilike dinge, maar hierdie woord wil ek gou vir jou lees, en dit is in Matteus 26. Die Here het iemand uitgestuur en gesê, gaan vra vir die man, waar gaan ons die nagmaal gebruik? Maar ek wil net graag vir jou die gebed lees. Die Here het gesê, while they were eating, Jesus took bread and he gave thanks and broke it and gave it to his disciples saying, take and eat, this is my body. Nou, Ilse, ek kom vanoggend en ek vat die broodjie en ek breek hierdie broodjie vanoggend en ek wil dit graag met jou breek en ook met hulle wat daar buite is. Dankie. Jy het mos nog nie geëet nie, so jy kan maar saam sit en eet.
En wat ook al jy doen vanoggend, gaan haal gou vir jou 'n stukkie brood. Pause hierdie video, dan gaan haal jy gou vinnig jou stukkie brood en jou watertjie of whatever jy ook al dan het, om saam met hierdie brood die Here Jesus se dood en ook sy opstanding kan herdenk. So, ek wil graag dit bid en ek gaan vir jou vandag verras met 'n Hebreëse gebed wat ek wil doen. En dan gaan Ilse vir ons dit vertaal, dan gaan sy vir ons in Engels bid. So, toe Jesus die brood geneem het, toe het hy so gebid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. En toe sê hy, Hamotzi lechem mina aretz. Nou kan jy vir hulle sê wat het Jesus gesê toe hy die brood gebreek het. Lord, we thank you today that we can celebrate your body that was bruised and crushed for us. Yes. Thank you, Lord, that we can eat your body today, which is your victory over everything in our lives. And we pray as we eat this, that your body will become one with us. And thank you, Abba Father, for everything that you did for us on the cross. We are so grateful. Amen. Amen. Die woord sê ook vir ons dat ons nie van hierdie tafel gebruik mag maak op 'n onwaardige wyse nie. Met ander woorde wat baie belangrik is as ek in my hart onvergewensgesindheid het, dan moet ek nie by die tafel sit nie. Dan moet ek eers regmaak. Met ander woorde, kom ek gaan na die Here toe. Dalk is dit iemand in Johannesburg wat iets aan my gedoen het of iets van my gesê het. Nou ek kan nou nie by die persoon uitkom om met hom te gaan regmaak nou nie, maar ek wil nou by die tafel sit. Dan is die geleentheid daar vir my om met myself te sit saam met Jesus en by die tafel en te sê, Here, ek wil vir Johanna vergewe en ek wil vir Jakob vergewe. U weet wat hulle aan my gedoen het. Jy hoef nie alles uit te spoeg en uit te spel nie. Jesus weet mos alles van ons. En maar ek wil eers net my hart skoon maak voor U, Here. En Vader, vergewe my vir dit wat ek toevallig aan iemand anders te gedoen het dalk, wat ek nie eers weet nie, of wel weet dat ek dan daarvoor ook vergifnis kry. In dieselfde tyd het Jesus ook die beker geneem en hy het die wyn ingegooi. En ek gooi hier vanoggend vir Ilse jou Baie dankie. glasie en ook my glasie. En stel jou voor, ons is vandag saam met Jesus aan die tafel. Ons sit saam met hom. Dit was 'n tafel van blydskap. Dit is veronderstel om 'n dankbare tafel te wees, 'n tafel van dankbaarheid wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En die bloed wat ons geredeem het. Ek het nou nie die Afrikaanse woord nie, maar die bloed wat ons gered het, die bloed wat gevloei het vir ons, dat ons dit ook vanoggend kan drink. So ek bid ook weer eens vir jou in my Hebreëse taal. Dit is vir my so mooi, want Jesus het so gebid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bori pri hagafen. Ilse, jy kan vir ons dit weer in Engels doen. Lord, we just want to thank you for your blood. Lord, thank you that there is power in the blood of Yes. Jesus. So Lord, we come today and we proclaim that we are in covenant with you, because this is a covenant meal. And a covenant means that everything that is mine becomes yours, and everything that is yours becomes mine. So Lord, we give all our faults, all our sins, everything today. Ja, And we trade this today for your healing, for your peace in our lives. dankie, Lord, thank you that we can live in victory, because this is a victory cup. ja, And we say, thank you, Jesus. Amen. amen. Nou ja, dit is ook alweer aan die einde van ons program. Die tyd vlieg so vinnig
En Ilse, ek is dankbaar jy was hier gewees. Was baie lekker, baie dankie. Ek gaan vir 'n tydjie nou eers net van die lig afgaan, ek persoonlik, want ek gaan op 'n reis om my dogter te besoek en Ilse gaan vir ons die programme waarneem vir 'n hele tydjie. So ek is so dankbaar dat die Here op my pad gestuur het en dat sy bereid is om te doen wat ek ook graag wil doen en dit is om mense daar buite te bereik om Jesus hulle Heer en Meester te maak. Ilse, ek gaan nou weer vir jou vra of jy sal bid en sommer net jou hand uit te steek en die mense te bless daar buite, terwyl hulle ook daaraan dink dat die Paase is op pad om te kom, dat hulle dit genoeg tyd om na te dink oor die verkeerdheid van hulle lewe en om nader na Jesus te kom. En dan ook om hierdie programmetjie te vat en stuur dit vir iemand anders te aan. Daar's ander mense daar buite wat dit so graag wil hoor en nodig het. En aan die einde van hierdie program is daar 'n WhatsApp nommer waarna toe jy jou telefoonnommer en jou naam kan stuur en dan sal ons jou ook op die program sit en jy sal dit weekliks Woensdae en Vrydae gaan stuur ons dit uit. So asseblief skryf vir ons jou naam daaronder aan en die nommer is nou net ongelukkig vir WhatsApps. Maar ek wil graag weet by Ilse, het jy ook 'n WhatsApp nommer? Ons sal dit dan later by jou kry, waarna toe mense dan met jou ook kan kontak maak as dit reg is. So baie dankie dat julle weer vanoggend saam met ons by hierdie tafel kom sit, dit saam met die koning en ek gee nou vir Ilse oor en sy gaan vir ons afsluit vanoggend. Ek sê dan solank eers Ilse kom ons ching net gou eers so vinnig 'n bietjie ching op koffie met die koning. Die Here is goed en tot volgende keer. Baie dankie. Kom ons bid saam. Amen. Here, baie dankie vir u goedheid. Here, u is God. Here, u koninkryk kan en sal nooit geskit kan word nie. Here, dankie dat ons vandag kan weet dat u weet vandag hoe ons toekoms lyk. Ja. En Here, ons kies vandag om ons toekoms in u veilige sterk hande te plaas. Here, ons vertrou u. Baie dankie, Here, dat ons kan weet dat u is aan ons kant. Here, ek bid nou vir elke persoon wat luister en ek vra dat u vir hulle sal vat op 'n nuwe pad saam met u, op 'n nuwe liefdesverhouding saam met u. Here, wil u uself aan hulle openbaar op die manier wat hulle so nodig het, waar u moet verskyn in hulle lewens. Here, en mag ons lewens aan u die eer bring wat u verdien, vir dit waarvoor u aan die kruis gesterf het. Here, mag u vuur in ons harte brand en mag u altyd ons eerste liefde bly. Ek bid dit in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Jesus, dankie Here. Nou ja, dan groet ons julle eers tot volgende keer met koffie met die koning.